Hey, julle welkom by Vaskap. Ons hengel vandag bietjie by Rietspruitdam, net buitekant Ventersdorp. En ons gaan bietjie iets anders te doen vandag. Ons gaan bietjie spesie hengel in 'n papgooidam. Hier is redelike mooierige visse in die dam. Baie vis tot op daai 6-7 kg. En vir die doeleindes van hierdie program gaan ons gelukkig wees as ons enige iets van 3 kg tot daai 6 kg vang. As ons iets groter vang, natuurlik gaan die vreugdevure brand, maar ons wil bietjie vir die tradisionele papgooier, en ek sê papgooier met baie groot respek want ek is 'n papgooier, wil ons net 'n paar tegnieke wys hoe om groter vis te vang. Ons gaan nou wel van ons pots af hengel, maar die sokke waarmee ek hengel, die katrolle waarmee ek hengel, is papgooigery. Dit waarmee ek altyd hier op Vaskap hengel. Ons gaan nie met breed hengel nie, ons hengel met ons gewone double X, en ons gaan julle eenvoudige hoeklinks wys hoe om bietjie beter klasvisse te vang. So kom kyk lekker saam met ons in die program. Benny en Mias is op pad. Ons het nog 'n eventvolle dag gehad. Ons sal julle so deur die loop van die program sal Benny seker al die bean spil soos wat hulle sê, maar hulle is sterk op pad en kom hengel lekker saam met ons, dan wys ons vir julle wat werk hier by Ventersdorp se dam om bietjie groter visse te vang. Gaan ek vis vang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan, en die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, dis by die huis my kind, dis net ek en my sonskyn, langs die water, vandag gaan ek vis vang, was niks so mooi soos die son se rooi, wat soggens langs die water op die lyne dans, vandag gaan ek vis vang alleen. Die aand het ons gevang, so ons gaan die eerste lyne gaan uitvat. So wat ons gedoen het, ons het vanmiddag bietjie voer in die water gesit, toe dit nog lig was, en al ons dinge gedoen wat ons moet doen, en ons het sulke lekker dik mieliebolle gemaak, met baie particle mix in. Wanneer ons al binnekom, sit ons hom op die sinker, ons laat sak hom af, en want daar lê nou redelik baie voer, maar daai voer met die level 5 in, en met die mielimix in, gaan die visie na die hoekasie toe trek, sit ons hom af, en dan gaan ons hulle baie makliker vang. Ons gaan gou die eerste lyne doen, ons sien vir julle nou en wys ons as julle daai eerste vis op die wal is. Ons rol, ons het die eerste vis aan, en dis weer hier bokant ons wat opsteek. En Benny het nou net gesê, Benny, waar is jy? Mense wil jou sien, kom hier. Hy het nou net gesê, hy is derde op die lys, so nou vang ek een terwyl hy weer opsteek. Nou gaan ek in die bed klim, en dan sit nou Benny se probleem verder. Hier voel nou iets beter. Benny? Ja? Jy begin vroeg. Jesus back. Sal hy vir ons daai skep net bring? Ag, die ding is nog 3 Nee, hy is 'n mooi vis man. Hy het daai kenmerkende kopstamp, 'n snaakse byt. Lyfvis, is nie 'n rode koppiesvis nie. Ja, maar dit is laat aan daar ding slaap dalk nog 'n bietjie. Oeh. Ek met in my kop slaap. Ek sal nie weer nie. Shop, Mias. Waar's Mias? Ek sien net lig hier. Die klein net, groot net, Benny groot net. Krydel net alles. Ons het 'n paar nuwe goedjies wat ons vir julle môre in die dag gaan wys. Lekker speelgoed van Rapala af. Hulle het Kaap Spirit goedjies ingekry. Mense, ons gaan lekker speel. Ons gaan julle môre wys om. Dis nou nag, so ek sê môre. Ons gaan julle later in die program wys hoe om vir julle self 'n haarstroppie te bou. Hierdie in Engels, ons gaan vir julle 2 goeters doen. So, en die doel van hierdie program is om vir die papgooier daar buite, en ek sê weer papgooier met baie respek, te wys hoe kan jy met jou papgooistok, jou papgooikatrol, jou papgooilyn 'n groot vis vang in 'n papgooidam, deur net bietjie spesie tegnieke toe te pas. So ek kan nie eens onthou wat's op hierdie stok nie. Ons gaan konsentreer op hierdie visie, en dan gaan ons nou vir julle wys hoe lyk hy. Ek gaan nou slaap, en Benny gaan verder vis vang. En die weerlig, en die weerlig, en die weerlig. Skep Mias!
skep, Mias! Mias! Mias die weerlig gaan my slat. Bring die ding. Ek bring hom. Mias! Boom, shakalaka! En nou reën ons lekker nat. Het reën nou lekker. Maar hier is ons eerste rietspruitvis. Boom, shakalaka! Op 'n banana pop-up. Met 'n raptor tigertjie, halwe tiger, halwe pop-up. Baie eenvoudige asie. Straight uit die botteltjie uit. Wat ons gedoen het is 'n klein bietjie van die particle mix. Benny, sit gou my liggie af. Ek sê dit bang ek verblind die mense daar by die huis. Nou vat hy my lig. Nou sien almal hoe grys is my hare. Maar hy's 'n beautiful vis. Ons gaan hom terugsit. Gaan nie nou die stok uitvat nie, hopelik. Daar kan nou 'n byt kom. Dan is Benny op Mias se beurt. Kom ons kry hom terug. Ons is besig om lyne in te sit. Ek het bietjie laat geslaap. Nee, ek kan niks sê nie. Niels is besig met die laaste lyn. Kyk, Hey, wat gaan nie aan? Kyk. Wag. Ou, jy slaap tot nou. Ek en Mias het al hierdie gedoen. Dis hoe dit werk. Slaap laat vang die eerste vis. Nee, Vat gou. en dis wat hy doen. Slaap tot laaste, kry koffie in die bed. En dan druk hy nou hierdie stok in my hand en ek hoop hy het 'n foutjie gemaak dat dit een van daai monsters is. Ek het gevoel is 'n barber. Dis of ek bang was. Sien Benny, jy dink ek's vriendelik. Ek gee vir jou die stok laat jy 'n vis moet vang. Dis ek sê wat maak hy? Ek gee vir die stok dat jy klein vis moet vang. Ja, ek sal jou sommer daar sit man. Dankie, jy's amper gelyk. Ons eerste vis van die oggend. Dankbaar om 'n visie te vang. Dink Lou het my 'n bietjie gestager, want hy het my die stok uitgevoel. Dis 'n kleinerige vis, maar 'n baie dankbare vis. Kyk hoe mooi is hierdie vis gevang hier in Rietspruit. Ja, en wat tevore gevang op 'n shellfish pop-up. So, daar is hy, eers een vir die oggend. Ons gaan vir hulle upgrade, dat hulle hierdie hele kruidel vol lê. Lekker, my eerste visie vir die oggend. Ons is nogal bo besig om alles reg te kry vir die nuwe Kaapspirit goedjies. Toe trek die stokkie weg. My eerste een vir die oggend. En is lekker om droog te wees. Na gisterandse reën, maar ek wys jou in daai gore kondisies kan 'n ou, as jy die dinge reg doen, kan 'n ou nog steeds 'n klomp vis vang. Wie stoot so? Ons gaan vir julle wys hoe om oordentlike heriks te maak, 'n haarstroppie te maak en baie eenvoudig. Dit waar mens begin het, klein bietjie tegnies, maar dis altyd belangrik om te begin en seker te maak jy vang vis. Maar dit wat ons vir julle gaan maak is baie eenvoudig, baie maklik. Ons gaan vir julle tweetjies wys. So na hierdie vis gaan ons daarmee begin en dan gaan ons vir julle wys. En ons gaan selfs dit aansit en ons gaan met dit vis vang, net om vir julle te wys dit werk ook. Daar's altyd 'n beginpunt en daar's 'n eindpunt. En ou werk altyd as jy begin spesiesing of begin karpingel, werk jy daar 'n bietjie moeiliker goed toe. Moeiliker om te maak, makliker om die vis mee te vang. Baie mense trap in na YouTube gehad, hulle sien die goed wat oor see werk, dan probeer hulle dit hierso.
En dan verstaan hulle nie die Rick Mechanics, dan verstaan hulle hoekom werk dit nie vir hulle nie. Maar kom ons begin julle by die begin. En as julle hiernatoe kom en julle doen wat ons nou gaan doen van hier af vorentoe, gaan julle definitief vis vang. So visie, nie die grootste in die wêreld nie, maar altyd 'n plesier om hulle te vang. Het daai piesang pop-up, die 12 piesang pop-up geëet. Pragtige kondisie die vis. Baie lekker fight gegee. Ek gaan julle nou wys wat ons gedoen het. Kom ons sit hier netjie terug en kyk of ons sy ou boet of sy ouma grootjie kan vang. Ons gaan gou-gou vir julle wys om 'n basiese haarstroppie te bou. Nou hierdie stroppie het 'n paar komponente wat ons nodig het. Eerste ding wat jy nodig het, die asies wat jy gaan opsit. Ek gaan nou vir julle wys hoekom. Die hoekie, ek gaan die long shank hoekie gebruik, die Razor Point, Kaapspruits nuwe hoek, boilie stop, boilie naald, coated braid, braidstripper en 'n braidskar. Dis baie goeders om een hoekling te bou, maar dit is eintlik baie maklik. So wat ons gaan doen, ons vat hierdie coated braid, dan gaan ek so 20 cm van dit vat. En dan sit ek dit net in hierdie braidstrippertjie en ek trek die coating van die braid af. Nou het ons 'n baie sagte braid hierso en hier agter het ons nog lekker stywe braid. So al wat ons nou doen, jy vat hierdie braid, maak hom dubbeld en dan vou ons hom 2 keer om homself om die haargedeelte te maak. 1 2 keer en dan trek ons hom lekker styf. Nou sê, en dan al wat jy nou doen, knip hom af daar. OK. Ek het my skerp sit laat ek hom nie soek nie. Nou vat ons so 30 cm van hierdie braid en ons knip hom af. Nou die volgende stap wat ons gaan doen, ons gaan die asies opsit soos wat ons hulle wil op hê. So ek sit nie 2 vol asies op nie, ek knip so 1/3 van hierdie boilietjie af van die pop-up en so klein stukkie van die boilie, want die vis waarvoor ons hengel is nie heeltemal so groot nie, maar ons wil groter aas hengel. OK. Sit eers jou pop-up op. Dis waar jou boilie stop gaan kom. En dan sit ons hom deur die boilie. Nou, wat ons nou gaan doen, nou haak ons hom aan daai loopietjie wat ons nou net gemaak het met die braid. Maak hom toe. Dis nou jou naaltjie, trek hom deur. Dan gaan ons sommer die boilie stoppie indruk. Dus ek moet sê, ek is nogal beïndruk met myself. Of nie. Daar het ek hom nou in, as sy. En dan gaan hy, knip ons hom daar af. Daar is jou hoek asie nou, soos wat hy gaan opwees. Nou gaan ek die hoek vat. Hou die hoek op sy rug. Druk hom van onder af deur. Hierdie is nou baie belangrik wat ons nou gaan doen. Nie seker nou die belangrikste stap wat volg. Wanneer jy die hoekie so hou, moet daar 'n gap van 5 mm tussen die ronding van die hoek onder wees en jou hoek asie. Moenie laat dit te groot wees nie. As dit te groot is, gaan jy nie eers weet jy kry buite nie. Nou al wat ons nou gaan doen, ons gaan hierdie omdraai op die steeltjie, so ver soos wat daai uncoated braid jou toelaat. Ek het nou 'n bietjie langer gestrip want ek hou daarvan om hom bietjie verder op te draai teen die hoekie. En dan as jy voel hier so 2 cm oor, daar's nou so 2 cm oor, draai hom net een keer terug. En dan nog 'n keer om. En dan druk ons hom weer van onder af deur. En al wat ons nou gaan doen, nou gaan ons hierdie lyntjie lekker styf trek. Ek gaan seker maak daai lyntjie sit op die rug van die hoek en daarso is ons haarstroppie amper reg om in die water in te gaan. Al wat ons nou moet doen, ons moet hom die bo afeindig. Ek vou hom so dubbel die bo. My hele stroppie wil ek so 20 cm lankie op die einde van die dag en ek vou hom net 2 keer om homself
Trek hom lekker styf. En sommer hierdie skertjie gebruik. Net so 'n lekker dingetjie wat jy daarom kan haak. Trek al twee punte lekker styf en dan knip ons daai lospunt af. En daar's ons hoeklink. Daar's 'n easy rig. Soos ek sê, baie karphengelaars in die wêreld het al met hierdie ding 'n vis gevang. Kyk gou wat gaan gebeur. Hy gaan so op die bodem lê. Die vis gaan hom optel, insuig en as hy sy kop oplig en hy wil daai swaar sinker skuif. Kyk wat doen daai hoek. Daar haak die hoek my klaar. So hierdie werk vir my. Jy kan hierdie strop met gewone monofilament maak, jy kan dit met fluorocarbon maak, jy kan dit met sagte bruid maak, maar ek verkies die coated bruid. Kry sommer hierdie een van Kaap Spirit vir julle. Die 15 pond vir die papgooi visse, die 25 pond vir die groter visse. Dit werk vir my, gaan vir julle werk. As 'n fish on. Okay. Hy is so oor 'n kilo hierdie. Die oggendsessie, moet ek vir julle sê, het nogal redelik goed vir ons begin. Ons het 'n paar visse gekry. Nog nie 'n groot size nie. Maar ons glo dit sal kom. So nou 'n bietjie ons aase aangepas. Lou is besig agter om bietjie die aas groter te maak, te kyk of ons nie net so bietjie groter vis kan vang nie. Mense kan hom nêrens heen vat nie. Kyk. Die baalder, die blaasborrels. Mense vat hom net 2 keer in 'n plek toe. Eerste keer om vir jou te wys waar om die vis te vang en tweede keer om verskoning te vra. Man, daar is 'n barber, is 'n geel barber. Maar waar is die res van die vis? Ons het net 'n halwe visie gevang vir nou. Hey man. Ja, dis 'n skaaflike vis. Ja man, daai ding raak groot. Weet jy hoe groot raak hulle na 5 jaar? Daar sê julle, hierdie is regtig mooi Kaaps. As jy kyk na die kwaliteit van die vis, ek wil daai sters vir julle wys. Kyk hoe oranje is dit. Die vis se kwaliteit is fenomenaal mooi. Hierdie ouetjie geflous op een van daai Raptor Tigers en 'n pisang pop-up. Wat hulle so helfte maak. En ja, dis regtig mooi vis. Volg baie graag upgrade. Wat ek vat hierdie vis enige dag voor ek in die kantoor moet sit in Edmonton. Benny is besig met 'n vis. Ek bou rigs. Meels is besig en die visse is besiger. Wat hy nou. Ons kry nie daai mooi rans van rode koppies nie. Want die lyn is 'n bietjie aan die dun kant. Ons hengel seker so 200 meter uit. En wat gebeur? Die vis tel hom mooi op, maar daai rek in die lyn is net te veel. So wanneer jy wil spesie doen, jy kan met hierdie hengel, as op 'n gooi afstand is dit perfek. En maar as jy hier oor die 200 meter gaan, kry eerder vir jou katrolle wat dalk 'n bietjie dikker lyn op het. Of kry net so 2 spoele wat jy 'n 14 of 'n 18 pond lyn opsit. Die rek is minder, is meer direk op die vis en jy gaan beter rans kry. Ons weet nou wat om te doen. As jy met die dun lyn wil hengel, daar's niks fout daarmee nie. Doen wat ek nou gedoen het. Wanneer jy die rand kry, katrol voordat jy die hoek set. Kolgans. Dan maak jy net seker jy kry 'n goeie hoek set. Dit werk vir ons. Dit sal vir julle werk. En as jy lyn kry, double X. Ek dink is nou regtig tyd om my groter aase in die water te sit, boys. Ons vang klomp jong visies, maar dit wys net vir jou, die tegnieke werk, die aasies werk, die voer wat ons ingesit het werk, en wanneer dit met jou gebeur, moenie bang wees om my groter aase op te sit nie. Ons gaan nou groter aase opsit, en dan gaan ons kyk of ons 'n paar groter vis kan vang. Haal net die Raptor floats af. Ek sit die floats op hier. Weer die shellfish pop-up hier. Hey! Hoi, ja. Hey, dankie Benna. Bietjie beter visie op 'n as wat ons op 'n floutie so gevang het. Ek imagine op daai voer is daar verskriklik baie van daai jong vis ook op hierdie stadium. Ons gaan die Partycom X bly insit.
gaan nou die asies groter maak en dan gaan ons julle wys as daai groter vis begin byt. Kom ons kry hierdie een terug, dan vang ons 'n ou boetie wat rook. Ons vang ongelooflik baie vis. Dit is bietjie jonger vis. Ek het maar besluit ek wil die boilies se kansie gee. Ek het nog nooit boilies in die dam gehengel nie. As jy klein vis pla, groter aas. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan boilies net so uit die pakke uitvat. Daar is die pineapple banana. Ek gaan die cocoa self vat. Sy. Genigtig gaan die enetjie nou nie oop nie, maar anyway. Ons gaan die hele ene ingooi. So kom ons sny hom oop. Wat julle sal sien is wat uniek is van die sakke deesdae wat ons gedoen het is in elke sak, jy hoef nie meer twee verskillende groottes te koop nie. In elke een van elke geur is daar 16 en 'n 20 mm boilie in die pak. En al wat ek nou gaan doen is particle blend het amino en proteïene in. So ek gaan dit oorskoort, bietjie in die son los dat hierdie goed vir ons kan intrek en kyk of ons dit is in daai particle mix van ons kan gooi en of ons bietjie die groter vis kan kry. Ons gaan nou boilies ook uitsit en kyk vir daai beter vis. So ek gaan sommer vir ons 'n hele bottel oor hierdie gooi. Ek is glad nie bang vir hom nie. Hierdie ding is ongelooflik as hy oorgaan nie. En ek gaan baie rukkie in die son staan, dan gaan hy ieder en elke boilie lekker koud en intrek. So sien ek sal hom nou 'n bietjie roer nog, maar die idee is dat hy elkeen so 'n coating gee, hy's lekker taai en dan kan daai amino acids en daai proteïene gaan vasplak aan daai boilie. Sit hulle uit. Kyk of ons daai bietjie beter vis kan kry. Ons kyk 'n bietjie by TNT Fishing hier in Rustenburg en Steven is een van ons borge. Steven, dankie vir jou borgskap, dankie vir jou finansiële bystand. Sonder borge kan ons nie vaskap maak nie. So ek was nou al 'n paar keer in jou winkel en jy's een van die ouens wat nou van ons goed aanhou hier in Rustenburg. Maar ek moet sê die winkel het in die laaste 5-6 maande het hy baie gegroei. Ja. En ek kan dit sien in die bestellings wat jy by ons plaas. So vertel gou vir die ouens daar buite, presies waar is jy nommer 1 en dan wat hou jy alles aan in die winkel? Okay, so ons is in 171 Kokstraat, is in die Kloofsentrum in Rustenburg. Almal weet waar die Kroeg Kafee is. Binne in die winkel het ons het spesie goed, ons het goed vir die bass ouens, ons het signature series, Jumbo, Legends, Supercast, Simplicity, Magic Bites. As jy daaraan dink, het ons dit. En dan hier agter het ons die Monster Kaap goedjies. En ja, ons het 'n paar, ons het kruidels en pods en allerlei dinge wat die ouens nodig het. Ja. En dan natuurlik al die hoeke, al die sinkers, Ja. klaagboude stroppe, julle daai goedjies ook. Ek sien net genoeg wurms. Ja. Ja, so vir die ouens wat wurms soek. Ja. En dan sien ek jy het 'n vrieskasie, jy het van die catfish candy ook aangehou. Ja. Okay, maar jy sê die winter kom nou. Ja, die winter is nou op pad. So. Ja, so die babers gaan nou slaap. Ja, So. Maar as die somer kom, jy kan dit hier kry. Ja, die ouens moet ook onthou, ons het ook 'n aanlyn winkel wat jy kan gebruik waar ons altyd 10% afslag bied. So. Okay, wat is daai adres? Gee dit vir hulle asseblief. Dis www.tnttackle.co.za. Okay, ons gaan dit hier onder op die skerm sit. En dan is Steven ook 'n ywerige kompeterende hengelaar. Ek gaan nog sy arm draai laat hy terugkom Noordwes toe. So maar jy hengel ook jy leads en Primanias en al daai goeie. So jy kan die mense lekker bedien met raad. Ja. Jy is nie altyd hier nie. Ja. Want hy's 'n boekhouer, hy's eintlik slim hierdie ou. So maar hier is altyd iemand in die winkel, jou besigheidsure? Dit is 8 tot 5. 8 tot 5. 8 tot 5, okay. ja. En dan is daar die aanlyn gedeelte waar jy kan goedjies koop. Maar mense kom kuier gerus hier by TNT. Hier's iets van alles. Hier's regtig iets van alles en ek weet hoe werk Steven as hy iets nie het nie en jy wil dit hê, dan gaan hy dit vir jou kry. So maak seker julle kom maak 'n draai hierso. Dit is my lekker om in hierdie winkel in te stap, is netjies, is skoon, alles is in plek. Jy hoef nie te wonder waar die goed is nie en dis altyd 'n bargain. Lyk nie soos 'n narkosiekas nie. Ja, so. Steven, maar dankie vir jou finansiële bystand. Waardeer dit regtig en ek glo die vaskappers gaan jou groot ondersteun. Ek dank En binnekort gaan ons 'n plan maak dat ons bietjie gaan saam hengel. 100%. Alright, dankie. Dat sê. Boom. Chakalaka.
Ek was nou net op... Stokvat. Ja, Stokvat, okay. ja, dan is dit. Hierso. Ek weet nie wat die Dis hoe jy die stokvat. Ek was nog besig om reg te maak om hierdie stokke uit te vat. Toe trek die enetjie weg. Voel sommer dadelik daai stadige kopstampe. Definitief 'n beter vis. Lyk nou 'n bietjie beter vis, Mias. Ja, Sy. Dis 'n stap in die regte. aanvaarbaar. Weer 'n shellfish pop-up, né? Shellfish, jou lekker ding. Tada! Sy. Mooi visie, Mias. Uiteindelik beter vis, ja. Ja, is seker so 3 kilos nou. Dan gaan seker nou mense weer sê, maar waar is die groot vis? Onthou, dis 'n papgaaidam waar ons met spesie tegnieke hengel. En as jy so vis vang op papgaai, is dit al klaar 'n beter vis. Weer daar shellfish pop-up, hy het nou afgekom hier in die net. En dis hoekom ons 'n kruidel gebruik, want ons wil nie hierdie vis op die grond hê nie. Maar ja, hou hom nou mooi vas. Ek probeer maar, hy's glibberig hierdie ouetjie. Jy's 'n groot ou, so klein vis hier rondneukie. Ja. Kinders, julle mag gesê rondneukie. Haas hy shellfish pop-up. Ons gaan nie te veel tyd spandeer op hom nie. Ons gaan nou reg groter aase uitvat. Al die stokke op die klein aasies, daar's nog een in die water. So, ons gaan hierdie terugsit. Kom ons gaan vang daai dik vis. Daar is dit nou. Boom, chaka laka. Sy. So nou 'n bietjie groter aase aangesit want ons het regtig 'n klomp mooi vis gevang, nog steeds mooi vis, maar ons wil so ietsie groters vang. Nou weet ek nie of hierdie makkers van my op hierdie een ook 'n 20 mol asie gesit het nie, maar ons gaan dit nou uitvind van die punt van hierdie kant wat al hier aangaan, so, maar dit voel al klaar sommer klaar stukke beter as volgende. En jy sê, hoe vat jy hierdie mense op 'n shoot? Hulle kan net aanjaag. Kyk, en gaan dit sommer doen, en dis wat van die bodies waarmee ons hengel, dis nogal presies hy. Dankie Lou hoor. Did I catch us in the mouth? Ek het hom gesien, ek sien pret. Ja. Hierdie vis het nou heeltemal hier na die linkerkant toe gekom. Ek weet nie hoekom Benny nie hierdie 2 kg visie onder beheer kan hou nie. 2. Hierdie ding is 22. Ja, maar dit lyk nou 'n mooi vis. So kom ons hoop dis 'n karp. Maar al is dit 'n barber, dit bly 'n mooi vis. En dit gebeur ook wanneer ons spesie hengel en papgaaidam. Ou vang baie barbers en veral op die boilies. Ja, partymal dan gooi ons viskoppe of enige hoenderlewers en sulke goed en jy kry nie die barbers se vang nie. Gooi 'n boilie. Low and behold, dan vang jy 'n barber. En hoekom die barbers van dit hou? Daar's eiers in die boilie. En hierdie het nou nog 'n bietjie visolie ook in. So maar ek dink tog dis 'n karp. Dis 'n karp. dis 'n Icy karp, jello. dis 'n Icy karp. jello, dis 'n baie mooi vis. So kom ons skep hom Benny. I'm coming up the hill. Het jy al gesien hoe Benny vir my skep? Okay, grappie hier. Nou is hy sag. Jogg, so mooi vis Benna. Amper, hy's 'n bietjie ghosty in hom hoor. Op by Snowman. Vandag gaan ek vis vang. Ek los my Daar's 'n mooi vis Benna. Potato, potato. Ons het die program begin met so een en ons eindig hom af met so een. Ja. Hy. Kyk, hier is my, nee, ek gaan dit nie sê nie, maar van my grootste visse in hierdie dag. Ja, wel dan. Ja, dis 'n baie mooi visse. Ja, seker so 5,5 kilos, nee. Ja. 5,5 kilos. Lekker vis vir 'n papgaaidam. Dit is nie die rode koppies monsters of die harties monsters wat ons altyd vang nie, maar dis nie die doel van die program nie. Hy het hierdie een uit daai Scopex en krul
kombinasie opgetel, saam met die shellfish pop-upie. In spesies terme noem ons dit 'n snowman, Ja. want hy staan net so in die water. Ons gaan nou vir julle in die water wys hoe hy staan. En hy het daar asie opgetel. Hulle lê bietjie langer met die groter asies, maar die groter aas het gewerk. Ek's opgewonde oor die ander stokke wat lê, want daar het ek regtig groot aas gegaan en ek hou nie van groter aase nie. Maar so wanneer die vis die byt nie, speel net bietjie rond met die aas, veral as jy nou te groot gegaan het, maak hulle bietjie kleiner. Dis tog hengel, dis waaroor dit Ja, gaan. straal en nere, jy moet dit Ja, sort. straal en nere, sorteer tyd en dis vir my persoonlik lekker wanneer jy daai in Basingel sê, ja, in Basingel sê ons wanneer jy die pattern kry, wanneer jy kry wat hulle wil hê. Dis a sense of accomplishment, soos vir die Engelsman sê. Nou, ek gaan gou vir jou 'n mooi foto neem Dankie, mater. en dan gaan ons hierdie ou terugsit. Dankie dat julle saam ons gekyk het. Maak 'n draai op ons Facebookblad. Sê daar vir ons wat julle in die volgende reeks wil sien. Die volgende reeks is ook op pad. Hier is die tweede laaste program in hierdie reeks. En dan as jy nog nie ons Facebookblad gelike het nie, Vaskap Amptelike Blad, druk die like knoppie, klik en dan onthou ook 1 week na hierdie program op TV was. Vaskap se YouTube blad op YouTube gaan subscribe asseblief daar. Al die hele reeks se programme is al reeds daarop. So vandag van 'n week af wat hierdie ding opgaan. Donderdag is hy op. So dan kan julle dit ook kyk en sê vir julle vriende en familie daarvan. Moenie die lekker vir julleself hou nie. Daarna gaan jy 'n foto neem. Dis hy. Niemand gaan saam sou die wêreld vergaan. Julle weet ons hou van fishcare en ons pas dit altyd toe. So hierdie rapalle nette, lekker gerubberized aan die binnekant, so ideale ding as jy nie 'n waisling het. Tel hom so op. Kyk daar, kan niks oorkom nie. Jy gaan plaas hom terug en daar's dit, fishcare op sy beste. En die son gaan staan sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind. Dis net ek en my sonskyn langs die water.